In wie se diens? Jy het seker ook al ervaar dat jy by 'n sekere winkel iets gaan soek, net om daarna in jou sosiale media advertensies te sien van daardie winkelgroep, en daarna meer van dieselfde items van ander groepe af, wat by jou geadverteer word op jou selfoon of YouTube of waar jy ook al met sosiale media besig is. Met al die outomatisering, kunsmatige intelligensiestelsels en hierdie aanlyn algoritmes, word ons keuses en voorkeure in 'n rigting gestuur. Die een program besluit wat ons as antwoord nodig sal hê, 'n ander een wat jy volgende gaan sien, en nog 'n ander een wat jy nog aan dink, of nog nie eens aan gedink het nie. Maar stadig maar seker kan 'n mens jou lewe begin oorgee aan stelsels wat nie regtig jou werklike belange op die hart dra nie. Dis nie hoe God dit wil hê nie. Paulus herinner ons in Romeine 6 vers 13, julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die werkwoord vir diens of beskikbaar stel is in Grieks die woord paristano, en dit beteken om bewuslik, aktief, gewillig voor iemand te staan, nie toevallig of passief nie. Soos iemand wat voor sy meerdere staan en sê, hier is ek, gebruik my. So Paulus wil ons help om te beweeg van passiewe, in die geestelike terrein dan sondeslawerny, na aktiewe, doelbewuste en gewillige beskikbaar wees aan God. Nou, navorsing deur Dr. Sonja Lyubomirsky van die Universiteit van Suid-Kalifornië toon aan dat mense wat daaglikse aktiwiteite bewuslik verbind aan 'n groter en betekenisvolle waarde of waardes, ervaar aansienlik hoër vlakke van welstand en lewenstevredenheid. Nou sy verwys na hierdie bewuste toewyding as intentional activity, doelbewuste aktiwiteit. Dis die keuse om nie net deur die dag net doen met jou wat die dag wil nie, maar om elke handeling van jou te verbind aan 'n dieper doel. So, die punt is, kies vandag weer om jouself beskikbaar te stel vir God se geregtigheid en bring so hoop. Doen die regte ding, want jy staan eintlik in God se diens. Leef geïnspireerd.